Ook het dit op my foon. Ek gaan nou vir ons lees. Jesus is letterlik die middelpunt van waarom alles draai. Want deur dit wat hy vir ons kom doen het, kan ons wees wie ons veronderstel is om te wees. En dis alleenlik as jy dit ontdek het, dat jy iets kan gee en iets kan wees. En elkeen van ons is in 'n ander stadium in ons lewe. Partymal gaan jy deur 'n droë season, partymal gaan jy in 'n season wat jy winterseisoen het. Dan het jy weer nodig om vol te tap en dan het jy weer nodig om te ontvang. En dis okay. Mense is nie altyd daar om altyd net te gee nie. Dis ook nie wat ek wil sê nie en ek moet dit so in konteks sê. Maar dit gaan oor daar's op watertjies Elnaatjie. Daar's so. Kom by vir jou in. En Natasha, as jy wil hê, hoor, daar's water. So dit gaan oor die attitude van jou hart. Want daar's tye wat jy moet voltap en daar's tye wat jy moet gee. Okay, so vanaand gaan ons 'n bietjie praat oor wie is regtig in die beheer van jou lewe. Want die ding is, ons ken almal Christianies en ons het almal met Christendom groot geword. Ek meen, almal in Suid-Afrika het al eers iets van die gospel gehoor. Ek moet nogal sê, ons land is een van die lande wat seker die mees geëvangeliseerde lande is. Jy kry obvious ateïste, maar hulle het gehoor van Jesus. Hulle het gehoor van die kerk en hulle is bewus van die instituut van die kerk. Waar as jy na ander lande toe gaan, is hulle nie eers bewus van what? Who's Jesus? Jy kry regtig mense wat nog nooit eers gehoor het van Jesus of die konsep van Jesus nie. Veral as jy begin kyk na die oosterse lande en daai klas van dinge wat eintlik so hartseer is. Want hulle het glad nie daarmee groot geword nie. So, die eerste ding wat ons ook net moet besef is, wat beteken dit wanneer ek my alles vir Jesus gee? En veral in vandag se moderne kerk, het daai ding bietjie afgewater geword, nê? Want hulle het die gospel begin aanpas by ons leefstyl en ons kultuur en wat nou socially accepted is. En dan het hulle actually 'n God in hulle own image gemaak. So net om weer terug te kom, maar wat is dit? Wat beteken dit om alles vir Jesus te gee? So, in die eerste ding wat ons ook gesê het, jy kan nie gee wat jy nie het nie. So as jy nie eers 'n openbaring gekry het van wie Jesus is nie, of as jy nog nie 'n openbaring gekry het van wie jy is nie, as jy nog nie verstaan wat jou potensiaal is nie, en dan jy kry letterlik mense wat nie eers bewus is daarvan van, ek het iets om by te dra tot die samelewing nie, want hulle is so selfsugtig en so selfgesentreerd, hulle het nie 'n saak met die mense om my nie, vir my is dit net survival, en ek moet net sien kom klaar. So ek gaan nie eers worry oor die ou langs my nie, want daar's soveel stres en worries, wat moet ek nou nog worry oor jou? En hulle het glad nie eers 'n benul van, actually I'm supposed here to give something back as well. So, jy kan in eerste plek nie gee as jy nie iets het nie. En dan is dit ook, laat mense dit nou verder vat, as jy kan iets gee as jy leeg is nie. So dit is belangrik ook om eers vol te maak voordat jy kan gee. Dis mos nou obvious. Byvoorbeeld as ek nou koffie het en ons het nou melk hierso en ek wil nou vir jou melk in my koffie gooi, jy gaan nie die leë houer kan gebruik nie, daar's niks in nie. So jy moet eers die houer vol maak, jy moet eers die koffie vol maak en dan kan jy dit outpour en dan kan jy dit drink en dan kan dit iets wees. So wanneer in verhouding met God staan en met ander mense begin wandel, moet jy ook die heeltyd bewus wees van, onthou wat ons ook gesê het van die rivier. Dit vloei uit, maar dit moet invloei ook. En baie keer verloor ons daai konsep ook. Jy kry mense wat weer verskriklik gretig is om uit te deel en te gee. En hulle wil weer alles vir almal gee en hulle wil net almal bless en hulle, I just want to save the whole world. En dan gee hulle so baie uit, maar hulle maak dan weer nie vol nie. En dis die prinsip wat ons ook moet verstaan. Vir terwyl jy gee, moet jy ook verstaan dit in konteks dat jy gereeld jouself moet volmaak. So daar moet altyd tyd wees in jou lewe waar jy tyd apart sit, waar jy net by die Here se voete sit, sonder enige distractions om jouself vol te maak. En ons het dit gereeld ook gesien, Jesus het vir ons die voorbeeld weer eens kom wys. Gaan sit by die Vader, maak jouself vol. En in vandag se lewe is dit regtig moeilik om daai te doen. Daar's verskriklik baie distractions, daar's verskriklik baie inligting,
daar's verskriklik baie om te doen. Ons is 'n verskriklike besige. Vinnig, jou lewe is so vinnig en alles gebeur, dit is 'n gejaag van A tot B en dit is in verkeer en dis mense en dis familie en dis dit so partymal. Dan begin ons bietjie slack te lê om stil te raak. En baie van vandag se mense het verleer to be bored, just to sit. Hulle kan nie net sit nie, hulle moet hulle self die hele tyd entertain. Hulle sal sit halfuur en dan moet hulle die telefoon begin scroll. Vandag ergens toe hoor ek die een ou sê, hoeveel jaar? Hy sê, as jy nou gemiddeld, mense gaan 20 jaar van hulle lewe net op hulle foon skraal, tot tog ek dit klink ongelooflik, klink nie vir my akkuraat nie, maar ek kan dit amper verstaan. Want mense is cellphone addicted. Check e-mails, kyk Instagram, kyk TikTok, kyk Facebook, wat, speel games. En hoewel dit partymal goed is, mens moet daar ook in balans, want dit is nie stil raak nie. Dit is nie recharge nie. Hoewel jy al want mense raak so addicted met daar moet beweging wees, nê? So die geheim is partymal just to be quiet. Om die woord te vat, te lees, musiek aan te sit en net te sit. Net te sit en te sê, Here, ek wil net bietjie by U sit en net jy hoef nie eers, dit is letterlik, jy hoef nie ook nie eers eintlik te praat nie, jy hoef nie antwoorde te kry nie. I just want to be in your presence. En dit is dan op daai manier waar jy ook sit en net jou weer volmaak met die Heilige Gees. Want ons besef nie, die Heilige Gees is soos water, dis hoekom hulle baie keer die Heilige Gees vergelyk met water. En hulle praat baie van flow in the spirit, en sovoorts, want hulle praat van, jy moet jou gedierig volmaak. Hulle sê, moenie dronk word van wyn nie, maar word herhaaldelik vervul met die Heilige Gees. Dit beteken nie die dag as jy op 'n keer kom en dat jy Heilige Gees en dan sê dit nie. En mense besef nie daai konsep nie, want dit word nie vir hulle geleer nie. En dit is letterlik net waar jy sit en sê, Heilige Gees, maak my net vol. En wanneer moet jy dit begin doen? Wanneer jy begin agterkom, hierdie vlees begin nou hard te skree, en jy is hoogs geïrriteerd, en jy voel jy kan nie meer seker goed, die vrug van die Gees is nie meer daar nie, want onthou, dis 'n konstante keuse wat jy maak in jou lewe, en dis wat ons bietjie gaan praat oor, om in jouself te kruisig. En soms juis wanneer jy genesing nodig het, of wanneer jy, want dis wat ek nou praat, as jy deur 'n winterseisoen gaan, moet jy partymal jouself distansieer van mense, en veral toxic mense, want dan kan jy nie gee nie. Inteendeel, en dis baie moeilik, partymal, vir as mense in 'n werksituasie, as julle almal werk, is dit verskriklik moeilik om jou te distansieer van toxic mense. But you can do it with selektiwiteit. Jy kan besluit, jy kan sekere mense net vermy, of as jy hulle sien, bly saaklik op die punt, daar gaan jy hoef nie met hulle te engage in lang konversasies en entertain hulle drama en al die klas van dinge. En dit is ook hierso waar mens dan intentioneel moet besef, dis vir my belangriker om my verhouding met die Here te herstel, as om alles vir almal te wees. Want die mense gaan nie noodwendig altyd dit verstaan nie. Want mense is demanding en hulle voel, jy moet altyd vriendelik wees. Hulle voel, jy moet altyd gemoedkomend wees. Jy moet altyd op 'n goeie plek wees. Jy moet altyd net goddelik wees en geestelik wees. En almal van ons gaan deur bad situasies. Ons almal het 'n bad day, né? En hoewel jy nog steeds kan kies om vriendelik te veel ten spyte hoe jy voel, dis die beste antwoord, maar partymal, you are empty, want jy het soveel gegee. So dis okay om nie okay te wees nie en te sê, ekskuus, ek het nou bietjie 'n breek nodig. Ek kan nie nou op die oomblik wees wat jy wil hê moet jy wees nie. En dis hoe jy die vinnigste kan toets of mense respek het vir jou. En as jy die vinnigste kan agterkom wanneer mense boundaries verstaan, hè? Want die wat nie boundaries het nie, is woedend vir jou. En hulle is dadelik kwaad vir jou. En hulle sien dit as selfsugtig. Want eintlik in hulle narcissistiese brein voel hulle, jy moet alles vir my die hele tyd wees. So die oomblik sê hulle sê, ekskuus, maar kan nou nie dit nie, dan voel hulle, maar dit kom uit hulle eie rejection, né? So dis hoekom dit so belangrik is om die hele tyd te gaan sê, en dis wat Jesus gedoen het. Mien, ons lees dit oor en oor, en dan het hy die crowds bedien en alles. En as hy weer sien, dan was hy op alleen in die berg, want hy gaan bid.
Dan het hy vir sy disippels gesê, gaan julle? Ek gaan nou bid, ek gaan tyd met die Here spandeer. Die hele tyd, want hy het agtergekom essential is dit. En ook toe hy met die fariseërs op 'n klei het gepraat het in Johannes, toe sê hy, ek doen net wat ek hoor wat my Vader sê. So hy was die hele tyd ingekoop. Dis hoekom hy kon doen wat hy gedoen het. So Filippense 3 vanaf vers 8 sê vir ons, yes, furthermore, I count everything as lost, compared to the possession of the priceless privilege, the overwhelming preciousness, and the surpassed worth, and what I call, of knowing Christ Jesus my Lord. Of progressively becoming more, so progressively, so die hele tyd, jou progress, want Jesus is so diep. Ek dink, ons gaan hom nooit totaal en al kan ontdek wie en wat hy is, as mens hom begin soek nie. En jy begin agterkom, maar wie is Jesus vir my? Wat het Jesus eintlik hier kom doen? En wat is dit hou net nie op nie, sy grace, sy strength, want so hy hele skrif sê, in my weakness is strength, jy weet, en dan, al die goed, en dan, dit maak nie menslik sin nie, want hy is alles die opposite van menslikheid, kan ek sê, en hoe jou menslike brein werk, so die hele tyd moet ons meer en meer, coming more deeply, and intimately acquainted with him, of perceiving and recognizing and understanding more fully and clearly. For his sake, I have lost everything, and consider all to be mere rubbish, in order that I may win and gain Christ. En dit is juist daai ding. Die dag as jy Jesus ontdek het, en dis nie vir jou meer religious ding nie, dit is 'n personal experience, wat jy met Jesus gehad het, dan maak niks meer sin nie, of niks meer saak nie. En van buite af maak dit nie sin nie, mense verstaan dit nie, hulle sal nooit, en dis hoekom hulle altyd praat van, as jy nou Jesus vir ek onthou, toe ek op tiener tot bekering gekom het, was ek jy's so overwhelmed, maar jy's ook so ungullible, jy dink jy gaan die hele wêreld red, en jy wil net vir almal preek, en ons het baie uitreikings gedoen, dan gaan ons maga doen, dan doen ons hierdie shows op die strand, en dan gaan bid ons vir die mense, en dan al hierdie mense, en die sê, volg net vir Jesus, hy gaan al jou probleme, jy het nog daai teaching, wat jy dink net alles, want jy sê, dit is so 'n romantiese ervaring, wat jy met Jesus het, maar dit is letterlik, wanneer jy vir die eerste ware value verstaan, is wanneer jy Jesus ontdek. En dan begin jou value vir jou vir die eerste keer ook sin maak. Want as jy nie daai personal connection met Jesus kan maak nie, sal jy nooit jou eie sense of value verstaan nie. Because he gives us the sense of value, deur die prys wat hy betaal het. En dan was jy die enigste mens, hy sal vir jou gesterf het. En as mens dit begin besef, en jy besef, wat? Want baie keer dan is ons so hard op onsself, ons devalue onsself, ons weet laat mense oor ons loop, ons doen onsself eintlik die hele tyd in. En dan, as jy jou identiteit in Jesus begin besef, dan besef jy, maar ek hoef nie dit meer toe te laat nie. Nie dat jy nou hard word te soekel nie, maar jy kry value terug. You're starting to get a voice. En dit is ook deel van daai hele proses wat ons praat van boundaries, wanneer jy jou grense begin stel en begin agterkom, maar ek mag maar nee sê vir mense. Want vir hoeveel jaar het mens gevoel, ek moet 'n people pleaser wees, en die hele tyd, dan het jy gejustify why the wrong things right. En jy het letterlik laat mense wat disrespectful is, jou met, ek het nou nog ook 'n hele scenario met hierdie een persoon, en dan sekere mense is net so blind. Hulle kan nie sien hoe die mense, baie mense kan nie narcissisme onderskei nie. En dan hoor jy net hierdie mense wat so verblind is, want hulle het eintlik sulke mooi harte, nê? En dan dink hulle deur hulle niceheid, gaan hulle mense ooreed om ook nice te wees. Maar ongelukkig, 'n narcissist gaan 100% nie verander met niceheid nie. Hulle verander met een ding, en dis pyn. Kyk, jy kry mos nou verskillende tipe persoonlikhede. Sekere mense verander, want hulle is al klaar
Hulle is in hulle hart wil hulle die regte ding doen. So as hulle iets verkeerd gedoen het en jy korrigeer hulle, "Skus, ek voel so jammer. Ja, okay, kom ek probeer dit beter." Dis 'n humble persoon. Dis hoe ons veronderstel is om te wees. Maar is die mense daar buite so? Nee, korrigeer hulle. Justify dit, draai dit terug. Nee, jy doen dit eintlik. Het jy gesien wat jy doen? En ek is nie perfek nie, hoor. En en dan is hulle baie offended. So hulle sal enige iets doen behalwe om hulle foute te erken. Nou as jy nou people pleaser is, dan probeer jy die heeltyd die mense met jou niceheid beskerm. Maar eintlik enable jy hulle en doen jy jouself net skade. En dis so hartseer. Maar in elk geval, kom ons lees bietjie verder in Filippense 3. Ek gaan nou vers 9 lees. And that I may actually be found and known as in him, not having any self-achievement, righteousness, that can be called my own, based on my obedience to the law. En dis nou presies waarvan ons praat. Van jou in jou eie werke, en ek het dit reg gedoen, en ek het dit reg gedoen, en kyk hoe mooi lewe, en jy het soos 'n checklist, nee? Want is eintlik bietjie religious. En hy sit dit in hakies eintlik hierso in die Amplifier. Nou sê hy religioustic uprightness. So dit is religious en dan jy doen hierdie goetertjies baie mooi. En hulle sê supposed righteousness, right standing with God. But possessing that genuine righteousness which comes through the faith in Christ Jesus. The truly right standing with God, which come from God by having faith. En faith in wat? Faith in dit wat Jesus vir jou gedoen het, faith in wie God vir jou is, en faith dat daar altyd hoop is, en faith, al kan ek nie die waarheid is nie, of kan ek nie nou nie, Here, ek weet nie, gaan daai tipe faith. For my determined purpose is that I may know him, that I may progressively become more deeply acquainted. Het ek dit nie nou net gelees nie? Hoekom klink dit nou baie bekend? Dis presies wat ek nou hier geskryf. Okay, ja, en dan sit ja. Ja, toe is dit. So dit is nou presies daai ding van mense daar buite gaan dit nie verstaan nie. As jy sê, yes, maar ek weet, hulle praat ook, dis kom hulle mense is so weird dan kyk as jy so Jesus freaks, maar daar's soveel diepte in wie Jesus vir ons is. En partymal mis ons dit, want ons gaan soek dit nie. Baie keer dan hoor jy die mense praat Vader. Wat amazing is, ek sê nie, mens moet nie met die Vader praat nie. Maar baie keer praat die mense nie met Jesus nie. En jy kom dit nogal agter mense wat meer geneig is religious te wees, is Vader. Want onthou ook die Jode, hulle het mos al glad nie in Jesus geglo nie. Die moslems glo glad nie in Jesus nie. So dis Abba, en hulle, wat is hulle nou weer? Wat is hulle God se naam nou weer? Allah en Abba, nee? Maar Jesus, die figuur van Jesus, en dis hoekom sy heeltyd met vra Heilige Gees, kom openbaar vir my wie Jesus is. Want jy kan 'n wonderlike verhouding met die Heilige Gees hê, en jy kan 'n wonderlike verhouding met God die Vader hê, maar as ons gaan begin agterkom wie Jesus vir ons is, dan gaan dit 'n hele dimensie in jou lewe oopmaak. Okay, ja, as jy so wat ek hier skryf is, die dag wanneer jy werklike ervaring met Jesus gehad het, you will never be the same. As Jesus aan jou, ek sê nie jy moet nou aan jou verskyn, soos 'n verstaan, maar jy daai ervaring met hom, jy daai openbaring van wie en wat hy is. Nou Romeine 6 vers 4 sê vir ons, we were buried therefore with him by the baptism into death, so that just as Christ has raised from the dead by the glory of the power of the Father, so we too might habitually live and behave in newness of life. En dit is die kenmerk, en dit is wat jou weggee van of jy regtig tot bekering gekom het of nie. Van die oomblik, wanneer jy tot bekering gekom het, en jy het Jesus ontdek, en wat hy vir jou gedoen het, dan verander jou DNA. Jou nature verander. En dis hoekom jy dit so baie kry, dat soveel Christene struggle, want hulle het nog nie die deathness ervaar nie. Hulle kom na die Here toe, want hulle wil nie hel toe gaan nie. Hulle kom na die Here toe, want hulle wil voorspoedig wees. Hulle kom na die Here toe, want ek wil hê my vrou moet terugkom na my toe. Hulle kom na die Here toe, want ek wil 'n goddelike man hê. So hulle wil iets hê. So dis daai amper weer daai conditional love. Ek dien die Here, want hy moet iets vir my doen. Nou gaan jy in 'n motorongeluk, en jy kan nou nie meer loop nie, jy's nou verlam, nou wat nou? Gaan jy dan nog die Here dien?
Nee, want hy het mos nou iets gevat van my. En dis so oppervlakkig mense se verhouding met die Here gekom het, want dit gaan oor wat kan hy vir my gee? En eintlik gaan dit oor dying. Jy moet juis na die Here kom en alles vir hom gee en sê, ek gaan dood, my begeertes gaan dood, Here, wat wil u? En dit is wanneer jy in die opposite spirit begin optree. Nou doen iemand jou in, en nou wil jy om jou natuurlike kapasiteit, wil jy revenge neem. Ek wil hom nou terugkry, bla 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 bla. Maar as jy 'n kind van die Here is, wat dan? Dan sê dit, nie wat ek wil hê nie. Jy wil offended raak, jy is kwaad, want natuurlik, jy's 'n mens, jy het emosies. Maar ek submit dit, en ek maak dit dood, en ek sê, Here, wat wil u moet ek moet doen? En dan sê die Here, let go, whatever, dararara. Maar dis dit ook nie te sê, hy gaan kuier nou by die ou en wees sy chom nie. Maar hy gaan vir jou verduidelik wat jy moet doen, en is op die opposite as wat mense dit gaan doen. So, dit het ek nog noem, Hebreërs 13 vers 20 sê vir ons die volgende. Julle nou hoor bietjie wat sê Hebreërs 13 vanaf vers 20 en 21. Now, may the God of peace. Nou, ons het nou gepraat van Jesus is the Prince of Peace. Okay. Nou, hierdie is regtig 'n openbaring. Want hoor wat sê, hy sê, who is the author and the giver of peace. So as jy wil vrede, ons wil in vrede wandel, né? En alles, dis eintlik wat ons mensdom soek. Ons soek net peace, ons wil nie drama hê nie. Nou dink ons, peace is die opposite van drama. Of die opposite van, as alles net mooi loop. Nee, the source of peace is God. Nou gaan ons anders begin bid. So ons gesê, God give me your peace. So dit is 'n endowment, dis 'n ding wat jy kan dit nie menslik genereer nie, en dis hoekom jy valse vrede kry, en jy kry true peace. And the only true peace you will ever have, is wat die Here vir jou gee. En true peace is ook actually die vrug van as jy sy goddelike beginsels toepas. Net soos wat ons gepraat oor thankfulness, wanneer jy begin dankbaarheid toepas, dan begin jy contentment kry. Wanneer jy begin trust in God, en jy begin in sekere goddelike beginsels van dit, dan kom dan obvious vrede. En ook soos, hoe ons ook al gepraat het, baie kenmerkend van, as jy begin boundaries stel, dan is dit eers oorlog, want nou moet jy eers leer om te veg vir jou grondgebied, en almal wat jy altyd misbruik het, moet jy nou voor ongelukkig neersê, en al daai konversasies wat jy probeer vermy het, want jy wil nou die vrede hou, so jy het altyd dit half probeer vermy. Nou moet jy reguit sê, ekskuus, ek gaan nie dit doen nie, of ekskuus, ek stem nie saam met jou nie, of ekskuus, ek kan nou nie meer dit nie. En dan moet jy dit face. Dan is dit eers oorlog, want dit is soos 2-jarige tantrums gooiery hierso, want ek wil nou kry wat ek wil kry, en ek kry nie my sin nie. En nou hierdie week ook, nou wil hierdie een kind Daniel se boek leen, en na gym klere van die skool, en ek weet nie wat alles nie. Toe sê ek vir sussie, dis jou goed, wil jy dit leen vir haar? Nee mamma, want ek bang sy gaan dit verniel. Dit is mos, jy kan nie 'n boeke, jou skoolboeke uitleen nie. Ek sê nee, waar my lewe het ek my skoolboeke? Ek sê toe vir, okay, so nou, en sy is nogal 'n people pleaser, en sy gaan toe na die meisie toe die week, en sy sê toe nee, want hierdie as sy vir haar maatjie vra doen dit, of loop gaan saam met my net snoepie toe, nee, ek sien nou lus nie, verstaan, maar sy moet die hele tyd vir haar goed leen. Toe sê ek, maar sy moet begin opstaan, en sy sê, mamma, ek het vir haar nee gesê, en sy was woedend. Ek sê, ek het jou ons gesê. Toe sê sy, man, maar jy moet vir jou maale lieg. Dan nou kyk as sy sê, in die eerste plek, sal dit die laaste ding wees in my lewe wat ek doen, in die tweede plek, sit nie my ma nie, dis ek. So die antwoord is nee, want ek sê vir haar, Sissa, nee is 'n volle sin. En wat ook hulle sê hulle, you just ignore it, want is manipulasie. Maar die lank en die kort wat ek nou wil sê is, en dan deur dit, dan begin jy vrede te kry. Eers na die oorlog, want dan begin al hierdie tykers nader en agter, maar kom nie meer weg daarmee nie, so dan verdwyn hulle so saggies, en dan jy vrede. Verstaan, en dan, yes. Sorry, Jesus, wat ek ook nou ook uitgewerk het, soos die Heilige Gees my gelei het, Jesus is the vine. We're connected as the branches. And as the branches, we start carrying the fruit. Daar's hy. And then obviously we'll bloom in the fruit and we'll start sharing the fruit as we grow in the fruit and start bearing it. Yes. And that's how we shine. And that is why God manifested in us here on earth. Yes. And that is why, en wat ek het nou gelees, we are hierso in Filippense 3 vers known as in him.
Jy's in hom. En dit is daai connective woorde van ons is in hom. En jy kan net in hom wees as jy intentioneel sterf in jouself en connect. En jy connect, né? En dis die waar het ek nou op okay, the giver of peace, who brought again from among the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep by the blood, the everlasting agreement of the covenant. So dit is daai ding wat ons ook oor gepraat het, is Jesus het gekom om met ons 'n nuwe covenant te sluit. So nou kom die duiwel en hy kom die hele tyd en dan wil jou aantuig. Nou wil hy die hele tyd vir jou sê, maar jy's nog skuldig en jy's nog dit en dis waar hy false guilt en shame die hele tyd inkom. En dis dan hierso wat ons dan na die Here toe gaan en sê, okay, wait, dis hierdie dokument, daai covenant, ekskuus. Jesus het hier geskryf met sy bloed. Dan kan jy sê, I'm guilt free. En al wanneer jy dit kan sê, is wanneer jy jou sonde bely. Take your thoughts captive. So wanneer jy intentioneel jou sonde die hele tyd bely, that is how you die to yourself. En dit is nie, en dit te erken, ja, in die eerste plek te erken, maar dan sê Jesus ook, soos wat ek gesê van die vrou wat die hoer was, sien jy nou jou attackers, of jou mense wat jou aangekla het, nie, hulle is weg, Here, te sê, okay, gaan dan en sondig nie meer nie. En die punt daarvan is, gaan mens nog verkeerde dinge doen, en ons praat nou met die mannegroep, is daar, dat jy weet seker wat met die manne nou aangaan, weet jy, moet bietjie met Fransjo gepraat, as die storie met die manne, ons het so gelag, maar die lank en die kort gaan toe nou oor van, waar trek mens die lyn? Weet, as mense nou sondig of gly, of wat ook al, en wanneer, weet, is ons nou die judge, accuser of die brethren, of moet ons mekaar in lyn nou, en dis 'n baie fyn lyntjie. Maar wat mens ook moet besef, is mens moet partymal grace sê. Ek sê nie mens moet sonde aanvaar en sê, okay, veral as jy nou, habitually, nou hierdie vrou, sy slaap met elke tweede man, al wie is gaan ons saam ons nou aanspreek? Moetswillig. Intentionele, habitually. As jy die Here gevind het, as jy Jesus gevind het, yes. dan weet jy presies wat sonde is. As jy dan nou nog moetswillig gaan sondig, dan is dit rebellie. Ja, en dan is dit rebellie. En hoe hartseer is dit, Natasha? Daai is nou presies wat jy sê, maar ek gaan nou by daai een uitkom. Ek kan nou sê, strengthen and make you what you ought to be and equipped you with everything good that you may carry out his will. So, nou is dit van ons moet nou God se wil uitrig, nee? Maar hy sê hy koop dit. Hy gee vir ons alles wat ons nodig het. Nou kry hierdie mense wat die hele tyd sê, ja, maak nie dit nie, ja, maak nie, hierdie victim mentaliteit nie. En ons het nooit meer verskoning nie. Want as jy kan kla, dan beteken dit dan jy het nie gaan soek nie. Jy het nie die werk gedoen nie, want jy wil dit easy. Dit moet uit die lug uitval. Nee, dit gaan nog steeds iets van jou effort van jou kant af vind. Jy moet dit gaan soek. So, okay, everything good carries will. Working in you and accomplished that which is pleasing in his sight through the Christ Jesus. To whom be the glory forever and ever. So dis nou presies wat ek gesê het. Die groot ding is, soveel mense soek die resultate van wat die Here vir hulle kan gee, maar hulle wil nie daai sterf doen nie. Hulle wil nie daai intentionele ek soek die Here nie. Here, kom maak my vol nie. En dit is daar waar die onderskeid is. So ja, ons wil verskonings maak en dan sê ons, ja, maar en dan kry jy nou die mense, dis wat jy nou gesê het, dan kry jy mense, hulle glo nog steeds nie leuen. Hulle tyd nie hulle thoughts captive nie. Hulle glo nie vir die Here, wat die Here van gee nie, en dan kry jy die mense wat deur die taftaai, Here, ek het nou al hierdie negatiewe gedagtes, maar ek weier dit en jy staan dit aktief teen. En ek glo u vir wat u vir my wil hê, en jy doen aktief iets. Of jy kry mense wat die hele tyd sê, nee, maar ek gaan nou nie meer, alles loop nou nie reg nie, die dinge val nie, soos wat ek nou, dan probeer hulle eie plannetjies maak. Hulle probeer nie net te sê, okay, soos Job, en Job is so 'n goeie voorbeeld van dit. Here, ek verstaan nie wat hier aangaan nie. Ek het my hele besigheid verloor, ek het my huis verloor, ek het my hele gesin verloor. But I will not curse you. Ek sal nie curse nie, ek gaan by u bly. En dan is dit daai gesegde wat sê, good things come to those who wait upon
the Lord. En dit is absoluut 'n keuse. So die laaste deel wat ek dan net met julle wil afsluit, is die grootste rede hoekom mense dit nie kan doen nie, want hulle doen nie die volgende nie. En dis nou Galasiërs 2 vers 20. I have been crucified with Christ. In him I have shared his crucifixion. It's no longer I that live, but Christ lives in me. And the life I now live in the body, I live by faith in reliance and complete trust in the Son of God, who loves me and give me himself up to me. So dit is letterlik mense se eie hardkoppigheid, omdat hulle nie wil sterwe in hulle self nie, en ook in vandag se lewe, wat is dit? Dit gaan oor gemak. Mense wil gemaklik lewe. Dit moet lekker wees, dit moet vleeslik, weet jy, dit is verskriklik fleshy, nee? En veral in vandag se lewe. So dit is verskriklik moeilik om vir jou vlees nee te sê, nee? So in Kolossense 2 vers 11 sê dit vir ons, in him also you were circumcised with a circumcision not made with hands, but in a spiritual circumcision, performed by Christ by stripping off, en nou hoor nou net wat sê hulle hierso, the body of the flesh, the whole corrupt carnal nature with its passions and its lust. So dis hoekom ek nie kan verstaan nie, jy het hierdie mense wat sê hulle is Christene, maar dan syp hulle soos visse, en dan dans hulle op die tafel van hulle is mal as, ek weet jy, dit is nou 'n simpel voorbeeld, verstaan? Of hierdie vrou so 'n verhouding met daai ou, en dan, julle, ons bid saam, hy's nou my soulmate, die Here het nou vir my gesê, en dan hierdie mense ook hierdie hele attitude, maar wil God nie hê ek moet gelukkig wees nie, en dan gebruik hulle dit nou in verskoning oor vuurstem. Dan sê ek soos, hoe oppervlakkig het Christendom geword? Is that crucifixion? Nee, want dis fleshly, dit is, ek wil net my vlees bevredig. So, die volgende vers, Kolossense 2 vers 12 sê vir ons, thus you were circumcised when you were buried with him in your baptism, in which you were also raised with him to a new life, through your faith in the works of God. And when he raised him up from the dead, and you were dead, is trespasses and is uncircumcised of your flesh, bla bla, ja nee, so ons is nou nuwe mense, so dis eintlik maar nie daai deel wat ek vir julle wou gelees het. En dit is dan hierso wat dan bepaal of jy standvastig gaan wees of nie. Dis hierso wat die karakter inskop, die integriteit, die faithfulness. Jou ja is jou ja en my nee is my nee. Ek hanteer mense met respek. Ek is kind ten spyte van hoe mense om my is. I will be who God say I am. Ek gaan nie laat die wêreld vir my dikteer wat en wie ek moet wees nie. Daar sê. En dan gaan hy verder in vers 14, so die hele Kolossense 2 verduidelik, baie, as ek het so 'n paar skriffies net uitgehaal. Kolossense 2 vers 14, having cancelled and blocked out and wiped away the handwritten of the notes with its legal decrees and demands, which was enforced and stood against us. Dis nou natuurlik the law en al hierdie goed, jy moet. Nou staan nie meer moets nie, want die Heilige Gees het ons kom nuut maak. So dit jy wil nou. So this notes and decrees or whatever, he set aside and cleared completely out of our way by nailing it to the cross. So ek letterlik al hierdie notaatjies gehad, is op die kruis gekap saam met hom. God disarmed the principalities and the powers that were arranged against us and made a bold display, the public example of them, in triumphing over them in him, and in it the cross. So net daar is dit wat ons oorwinning so mooi verduidelik. En snap ons dit? Snap ons eintlik wat dit is wat hy sê? Toe dit gebeur, jy doen nie. Nee, en dis letterlik of daar skille oor ons oë is, dat ons nie kan verstaan wat dit beteken wat hy op die kruis kom sterf het vir ons voor nie. Dis vir ons duister, en dis hoekom ons die hele tyd moet vra, God, give me insight. Here, openbaar vir my wat dit is wat Jesus vir ons kom doen het. So die oomblik wanneer jy sê, Here, I surrender all, dan sê hy, I've got your back. Dan is hy 100% daar.
In 2 Thessalonicense 4 vers 18 sê hy, and indeed the Lord will certainly deliver us and draw me to himself from every assault of the evil. He will preserve and bring me safe unto his heavenly kingdom. To him be the glory forever and ever. So met ander woorde, wanneer jy dan in hierdie leefstyl lewe, wat gebeur? Dadelik het jy daai godly protection. Soos ek sê, gaan nie dalk in 'n ongeluk kom. Ja, maar dan sien jy die miracle in daai ongeluk. Want dan besef jy, ek moes eintlik dood gewees het, of my kar moes eintlik afgeskryf gewees het en dan sou net 'n stampie. Weet, dis altyd sulke goed, nie? God's amazing protection. En partymal we don't even know wat behind the scenes aangaan nie. Soos die Here vir ons goed in plek sit. En dit is daar waar jy net kan loop en sê, Here, you do your thing, I'll do my thingy. But wat ek ook al hier doen, lewe ek volgens dit wat U wil hê ek moet doen. En dis hoekom is dit maklik om in jouself te sterf? Nee. Is dit lekker om in jouself te sterf? Nee. Wil ons in onsself sterf? Nee. Ons wil gemak hê. Ons wil roem hê. Ons wil rykdom hê. Ons wil wealthy wees, nee? En partymal there's suffering on this earth. Maar wanneer jy daai pyn embrace en jy sê ten spyte wat my omstandighede is, I will choose joy. Dit is wanneer jy dan begin goeders in perspektief sien, want dit is wanneer die worry begin verdwyn. Want dan die duiwel kom ook gereeld en dan kom hy met gedagtes en kom jy nou dit agter, partymal dan ry jy net en dan eweslik sê verskriklik anxious. Maar jy het nie 'n klou waaroor jy sit nou met 'n waar is ek eintlik anxious? Dan kom jy agter as nie eintlik ietsie, dis 'n klomp gedagtes in jou agterkop wat hardloop, nê? Klomp goetertjies. So dis hoekom dit so belangrik is om intentioneel daai gedagtes te identifiseer. En dan letterlik te sê, maar ek gaan die nou let go. Ek gaan nie nou hieroor worry nie. Here, dankie, U sorg dit uit. En jy maak van elke ding net 'n gebed. Want die meeste van daai goed is buite ons beheer anyway. Dis ander mense se nonsens wat op ons land partymal, of is byvoorbeeld jy ry in die kar en dan kom een of ander swaap en hy ry voor jou in en dan is jy sommer opgekrap of wat ook al. Even in sulke klein goedertjies, net te sê, Here, bless you, en jy waai vir hom, nie smile vir hom. Bless jou, gaan jy maar lekker dag verder. En dan alleenlik, as ons hierdie snap, dan kan ons eers hierdie werklik verstaan. Wat vir ons sê in Filippense 4, vers 13. I have strength for all things in Christ, who empowers me. I am ready for anything and equal to anything through Him who infuses inner strength into me. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. Is dit nie amazing skrif nie? En nou vanoggend lees ek hierdie skrif en ek wil dit eintlik net vir ons, gaan hy nog, okay, dat ek net gou vir ons die kry. Ek dink hy typ nog. Ek gaan hom gou vir ons soek. Wat vir my so amazing was. Ja, 2 vers 10. For we are God's own handiwork, His workmanship, recreated in Christ Jesus, born anew, that we might do those good works which God predestined, planned beforehand for us, taking path which He prepared ahead of time, that we should walk in them. En nou hoor hoe mooi stel hulle dit. Living the good life, which He pre-arranged and made ready for us to live. Is dit nie amazing nie? So in ons suffering, en in ons moeilikheid, wanneer jy kies om net van jou pride ontslae te raak, om net jouself 'n bietjie eie wil, eie plannetjies, eie gedagtes, eie worries, al hierdie dinge neer te lê en intentioneel te sê, Jesus, I will trust in you. Dan begin hierdie goeders in plek te val. Want eintlik sê hy, dit is al klaar uitgewerk. Wat jou destiny is, sal klaar bepaal. It depends on of jy gehoorsaamheid gaan wandel. Dit is alleenlik net dit. Dis al hoe jy dit gaan activate. Is wanneer ek
dag in en dag uit net op dit fokus. Want soveel mense is so gefokus op doelgerig. Ek moet doelgerig wees. Ek moet werk na hierdie target toe en ek moet werk met die wêreld is mos die hele tyd besig wat sê, wat is jou target? Wat is jou 5 jaar plan? Wat is jou 10 jaar plan? En eintlik as jy regtig die Here se wil, dan sal jy net kan sê, hoe weet ek? Jy moet eers worry oor wat jou 10 jaar plan is nie. Jy moet nou lewe. Daai is eintlik 'n boikot. Dat mense die hele tyd daar lewe, so hulle is die hele tyd daar. Nee. Jy moet nou lewe. En net vandag. En dit is daai beginsel wat die Here ook wil wys van die mossies. Hy sê ek sorg. Dis die dag van môre. Dis kom jy nie. So why do you worry? So leef nou en geniet nou. En hoeveel stres ons, nê? Die helfte, 80% van jou lewe stres jy oor goed wat 1% is wat gebeur, wat nooit eintlik realiseer in mense lewe nie. En dit is dan daai tipe faith wat jou vrede gee, jy's gesonder en dan kan jy gee want jy's dan vol. Okay. So dit was vandag